Môre julle, welkom by Crosstalk, waar ons die kruis kom neersit in ons lewens elke oggend. Ek gesels gister met John na die kerk met mates en hy vertel vir my dat hy besig is om deur die Bybel te lees. Hy lees volgens 'n program, elke dag 'n paar hoofstukke uit 'n boek en partykeer is die stories interessant, maar ander kere sê hy sukkel om te verstaan en maak dit net nie sin nie, maar hy wil graag die hele Bybel deurlees. En het hom voorgenem om aan te hou om te lees. En dit is great. Want ek dink ons het lui lesers van die Bybel geword. Ek vang myself, dat ek soms makliker Facebook posts of WhatsApp boodskappe en nuusgebeure en sportbladsy lees. Dit voel interessanter of, soos die navorsing wys, dit stimuleer ons dopamienvlakke om ons aandag te hou en te laat terugkom vir meer. Hoekom doen ons Bybel lees dit nie? Daar bestaan allerlei teorieë en verskonings hiervoor. Sy ou bekende stories, ons het al baie gelees en gehoor, vertel van 'n vreemde ou tyd wat ons nie altyd verstaan nie en eintlik min te sê het vir ons moderne tyd. Dis wette en reëls wat rigied voel en seker nog 'n klomp ander redes. Die punt is, ons kan beter lesers van die Bybel word. Wat vir my geskuif het hieroor, is om te ontdek dat agter hierdie boek en in hierdie boek, en op elke bladsy, en in elke storie, en deur elke karakter, is die Here besig om vir ons iets van homself te wys. En soos ons lees en daaroor dink en met 'n teksgedeelte loop, leer ons God ken. En vir my is dit waar ons Bybel lees moet begin. Hierdie is nie net nog 'n boek met stories van 'n ou antieke wêreld nie. Ons kan met die verwagting en hoop die boeke oopmaak en lees. Dis die storie van God. En God se besig raak met mense deur tyd en hoe God na ons toe kom, hoe God homself vir ons wys en ons uitnooi om vir hom ruimte te maak in ons lewens, om hom ernstig op te neem. Ons leer God ken in hierdie bladsye. Soms is dit in 'n storie, soms in 'n gebed of 'n lied of soms deur 'n Hebreëse woord wat meer beteken as wat ons gedink het of soms in 'n wonderwerk of in 'n opdrag. God doen dit op verskillende maniere en dit is hoe hierdie Bybel ons help om God in te trek of raak te sien in ons lewens vandag. Maar daar's meer. Ek dink daar's 'n rede hoekom Johannes na Jesus verwys as die Logos, as die woord. En as Johannes sê, in die begin was die woord by God en die woord was self God en hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Ek dink die woord lewe in Jesus. En soos ons dit lees, leer ons Jesus ken, want Jesus is die woord. So hou aan lees, maak tyd om te lees, doelbewus, maak plek vir God, wat met sy woord, hoofletterwoord en kleinletterwoord, letterlik lig en lewe vir jou wil gee, vandag en môre. Lees met die verwagting that God will show up. Mooi loop.